Is oupa okay? Ja, dankie oupa, ek het 'n bietjie te veel van jou ma se vleispastytjies geëet. Dit is baie lekker vir oupa. Ja, oupa, dit is baie lekker. En jy het gesê jy het 'n vraag wat jy wil vra. Ja, oupa, ek het daar gelees in Korintiërs 8. Ja, in Korintiërs 8. Ja, Paulus skryf daar van vleis wat aan afgode geoffer is. En hy skryf verskriklik baie daaroor, maar ek kan dit nie verstaan nie. Kan jy nou daai vleis eet of kan jy nou nie? O ja, ek weet van daai wat hy so geskryf het. Oupa wil graag, weet jy wat, ek moet met my stetoskoop luister. Sit dit gou vir oupa. Hierso is dit. Dan kan ek gou net luister. Wat is die skoop van hierdie? Oupa moet nou ophou, dan gaan ek dit nie gaan opkry nie. Is dit vir oupa nou moet gaan water kry? Is dit? Dat ek net luister. Ja. En die afgode en kennis en opgeblaas. Ag shame. Alles dan nie lekker. Okay, wag. Ja. Paulus is baie slim. Ag Carlo, gaan vir oupa net weer hier asseblief. Oupa, net gou vir jou vertel. Ek sê jou vraag is mag mens nou vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is of nie, né? Ja, oupa. In Korinthe was daar mense wat groot geword het. Hulle maal het vir hulle geleer daar's afgode, né? Hulle het gesê daar's ander gode. Ja. En as jy hierdie gode dien, dan hou jy lekker braaivleis en jy braai vir hulle vleis dan kan jy ook daarvan eet. Maar toe van hierdie mense nou gehoor van Jesus en hulle glo toe in Jesus en hulle sê hierdie gode bestaan nie. So net gaan vir oupa gou van die vraag vra Carlo. Ja, oupa. Bestaan hierdie ander gode, die afgode in so? Nee, oupa. Ja, hulle bestaan nie. Nou, ons weet mos is Jesus en ons aanbid vir God drie enig. Ja. Nee. So die ander bestaan nie. Dink jy mense kan maar sulke vleis eet as hulle nie bestaan nie? Ek dink dit sal okay wees, oupa, want dis mos nou niks spesiaals eintlik aan die vleis. Dit is presies, oupa se kind. Dit maak nie saak nie. Maar nou is die vraag. Wat nou daarvan as daar mense was wat groot geword het en hulle voel, dis spesiale vleis, maar hulle glo nou nie meer in daai gode nie. Hulle volg nou vir Jesus. Nou kom daar ander gister en sê, man, eet 'n bietjie van die vleis, maak nie saakie en dit maak hulle deurmekaar. Dink jy dis 'n goeie ding? Nee. So die antwoord oor die vleis is, jy kan maar eet, want ons weet ons aanbid vir Jesus. Maar gaan dit net oor reg en verkeerd hier of gaan dit daaroor om mense te help om vir Jesus te volg? Dit gaan nou oor om mense te kry om vir Jesus te volg. Ja, weet jy wat sê Paulus hier? Hy sê, as jy so verskriklik slim is en jy het al die antwoorde, dan is dit amper soos oupa wat nou te veel vleispastytjies geëet het. Al jou kennis maak jou net opgeblaas, voel en nie lekker voel en jy help niemand nie. So hy sê, is okay nie vleis te eet, maar jy moet nou mooi kyk, help dit ander mense, as jy hulle so antwoord. Want party van daai mense, as hulle dan van daai vleis sou eet, dan voel dit wie vir hulle, of hulle nou weer hierdie ander gode aanbid, en dit voel nie vir hulle lekker nie. Want hulle weet, hulle volg nou net vir Jesus. Okay, oupa. So wat leer jy uit, oupa se kind? Oupa, dit moet nie vir jou gaan oor reg en verkeerd nie. Maar jy moet eerder probeer om net vir ander mense te help om te verstaan wat dit beteken om vir Jesus te volg. Ja, baie dankie, oupa se kind. Dit gaan nie net oor reg of verkeerd nie, maar reg en verkeerd is nog daar. Maar dit gaan oor meer as dit. O, ja, help ons mekaar. Maar oupa nou laat dink, miskien moet jy net vir my 'n glasie water bring asseblief. Sal jy? Okay, oupa. Baie dankie. Maar ek dink ek gaan tog nog 'n pastytjie eet.